Die doel van hierdie eksperiment is om die verskil in transpirasietempo onder verskillende omgewingstoestande voor te stel. Nou wat jy hier nodig het is 3 ewe groot maatsilinders. Dan vul jy hulle met water tot op 'n maklike afleesbare vlak en ek het 80 ml gekies. Maak net seker dat wanneer jy die aflesing doen, dat jy onthou dat jy na die onderkant van die meniscus moet kyk dat dit presies in lyn is met die 80 mm streepie. Dan gebruik jy 3 ewe groot groen beblare takkies vanaf dieselfde boom. Maak seker dat dit min of meer dieselfde lengte is en dat daar min of meer eweveel blare op die takkie is. Nou ek het so min of meer probeer tel om hierdie blare min of meer dieselfde te maak. Ek weet dit lyk nie dieselfde nie want hierdie is in 'n sak. Dan plaas jy hierdie of sny jy hierdie groen beblade takkies skuins onder water. Die rede hoekom ons hulle skuins sny is om 'n groter oppervlakte aan die water bloot te stel sodat dit maklik opgesuig kan word. En die rede hoekom ons dit onder water sny is om seker te maak dat daar geen lug binne in die xylium beland nie. Dan sit jy hierdie beblade takkie dadelik binne die maatsilinder en ons gaan dan die oppervlakte van die water seël deur omtrent 3 na 5 ml kookolie bo op die oppervlakte te plaas. En dit kan jy doen met behulp van 'n medisyne dripper wat jy of 'n plastiek pipet soos hierdie wat jy kan opsuig en jy maak seker dat jy die olie mooi teen die kant van die maatsilinder in die maatsilinder plaas en pas op om geen olie op die blare van die takkie te laat kom nie want dit gaan jou transpirasie beïnvloed. Dan meet ons die maat of nommer ons die maatsilinders nommer 1, 2 en 3. Ek het sommer 'n permanente merkpen gebruik om dit hier op te skryf. Jy kan ook met behulp van 'n plakker wat jy hier opplak kan jy dit merk. Dan plaas jy elke apparaat bo op jou elektriese skaal en kry 'n akkurate lesing. Natuurlik gaan jy voor die tyd seker maak dat jy 'n tabel het waarin jy al jou lesings kan neerskryf. Kry 'n akkurate lesing van elke apparaat en skryf dit in jou tabel. Nou gaan ons hierdie 3 beblare takkies gebruik om dit bloot te stel aan verskillende omgewingstoestande. Takkie 1 gaan ons voor 'n verwarmer plaas wat hitte gaan voorstel. En jy gaan hom los vir omtrent 45 minute waarna jy weer 'n aflesing gaan maak van die volume in jou maatsilinder en jy gaan weer die apparaat bo op jou elektriese skaal plaas om 'n akkurate massa aflesing te maak. Apparaat 2 het ek met 'n plastiek sakkie toegemaak wat ek voor die tyd met water bespuit het. Sommige iets soos hierdie gebruik om dit humiditeit na te boots en toe het ek die sakkie bo die beblare takkie gesit en dit toegebind met kleeflint aan die onderkant om seker te maak dat hier geen lug in of kan uitgaan nie. Dan dit stel humiditeit voor en dit gaan jy natuurlik onder normale kamertemperatuur los en blootstel aan hierdie omstandighede vir omtrent 45 minute voordat jy 'n lesing van jou volume water en jou massa van jou apparaat gaan neem. Apparaat 3 stel ons bloot aan wind en jy moet hier baie versigtig wees en plak jou maatsilinder met wondergom aan die tafel vas want die wind of die waier is geneig om te waai. Goed, dit stel wind voor. Weereens los ek die apparaat vir omtrent 45 minute. Let wel, hier kan geen water uit my maatsilinder verlore gaan nie want ek het hom geseël met olie aan die oppervlakte. So enige volume verandering wat ek gaan waarneem na omtrent 45 minute gaan wees as gevolg van water wat die plant verlaat het deur die blare en dit is wel deur die stomata veral aan die onderkant van die blare. Goed, en dan gaan jy na omtrent 45 minute elke apparaat se lesing weer neem en jy gaan hom weer sy massa kry en dan gaan jy baie duidelike afleiding daaruit kan maak dat die verskillende omgewingstoestande 'n baie besliste invloed het op transpirasietempo. Goed, na omtrent 45 minute verloop het jy weer jou 3 apparate voor jou en jy kan 'n akkurate lesing neem van die volume soos wat dit nou is en kyk met hoeveel milliliter die water verminder het. Jy kan weer die apparaat op jou massa skaal sit en 'n akkurate lesing kry en aanteken met hoeveel jou apparaat se massa verminder het. En dit gaan vir jou 'n baie duidelike aanduiding gee. Jy sal sien dat die
ene wat aan die 2 apparate wat onder andere aan die wind en die hitte blootgestel was, het die transpirasietempo verhoog, aansienlik verhoog, en die apparaat waar jy humiditeit na geboots het, sy transpirasietempo het verlaag as gevolg van die feit dat daar water binne in die sak teenwoordig is.